Okay, nou kan ons begin. Hi, ek's Lisa, by die rooi hare en ek kyk op my eie sodat jy nie hoef nie. En welkom by my seisoen 4 episode 13 recap. Dis die final. En ek drink vandag 'n stunning bottle Donkies by Steen van the Stellenbosch Collection. En in vandag se episode maak Roan sy finale keuse. So kom ons begin. So hulle is officially weg van die plaas af. Kalima is gegroet en nou is ons almal saam hier by Daharte in Pretoria By Kalima. En hulle is nou by Daharte in Pretoria om uit te vind wie Roan gekies het. Maar voordat hy sy besluit amptelik maak, moet ek uitvind hoe hy regtig voel. En Chomme check weer in. Dis een van die laaste keer wat ek daai sin hoef te sê. Vinnig gegaan, hè? Het vinnig gegaan, maar soms het dit vir my lank gevoel. En Roan sê dit was regtig moeilik vir hom gewees tot dusver. Dit is die moeilikste ding wat ek in my lewe al gedoen het. Wanneer jou emosies bons rond, dan sit een oomblik dit, dan dit. Plus hy sê hy het sy finale keuse gemaak. Het jy jou keuse gemaak? Want dis nou Ek crunch het time. my keuse gemaak. Ek kan vir jou sê my keuse is gemaak, maar niemand sal weet nie. Wel, ons gaan oor so rukkie. Okay. Gaan die mooiste man in Alberton bietjie dans vanaand. Hierso wees. Jy mag nog dans. Mag. So die top 3 girls join dan nou vir Roan en vir Japes. Dan wag daar 'n groot verrassing wat moontlik hulle gevoelens kan verander. So ons het vir Charlene en ons het vir Bianca en ons het vir Cindy. En hulle lyk maar nervus hoor. Hoe voel julle? Nervus. Baie rustig want ek het besleg in my eie bed geslaap. Veral Cindy. Cindy? Nee, ek soek meer. Vir 'n slag is sy speechless. Kyk vir my, moenie vir Roan kyk nie. Ek's regtig, ek's Chilled. nie gechilled nie. Shame. Never thought I'd see the day. Maar shame, sy stres regtig baie. Ja, stres oor hardklop bietjie. Dit's maar net internal. So ja, almal vertel nou dat hulle so bly is om die top 3 te wees. Maar jy's happy is jy? Natuurlik. As ek nie Vir was dit? nie. Ja. Dis ek weer daarmee hoor. Ek dink omdat ek 2 weke gewag het vir 'n date, het ek nie gedink ek gaan hier sit vandag nie. Maar terwyl Charlene praat, like Cindy nie happy nie. Ek is 'n baie positiewe mens, so ek het positief gebly Sy kan nie eens vir hom kyk nie. dat dit wat ek voel, dat hy dit ook voel. Hektiek. Maar dan kry die girls soos 'n hele survivor moment met hulle vriendinne wat hulle kom surprise. Let's bring them in. Yay! Lyk dit vir my asof hulle regtig surprise was nie. Okay. En dan is een van die Roan hulle se besties daar, Andries. Ek het nog een surprise. Ja. Andries Kutse. Ek wens ons het nou by wat saam met hier speel. Hallo. Hoor jy net voor ons begin, kan julle sien hierso? Hy's getroud. So, Ek en Okay. So wat dan nou volgende gebeur is, die top 3 girls gaan saam met Roan hulle se bestie een kant en Roan gaan saam met die girls se vriendinne een kant. vra die harde vraag asseblief. Hoe lang Ek gaan dit tyd het geniet. ons? Hè? Baie tyd. So lank as wat jy wil hê. ek kan niks vra nie. So Cindy hulle vra nou so 'n bietjie uit vir Andries oor Roan. Wat dink jy, wat se tipe meisie sal mooi pas by Roan? Baie spontane meisie dink ek sal by hom pas. En Andries sê Roan hou nie van beklei nie. Hy hou nie van beklei nie. Dan moet hy dalk ophou. Dis hierdie kakwerkie. Laat hy sy eie persoon wees. Right, so die vriendinne question dan nou ook vir Roan. Hoe lyk die toekoms nou vir jou? Tipe mens of die tipe partner wat jy wil hê? En hy sê weer eens vir hulle dat hy wil accountable gehou word. So die tipe persoon wat ek kort met my accountable hou. Iemand moet hom op sy plek kan sit. Jy moet bereid wees om te sacrifice. Ek het ook 'n moerse, dit klink verkeerd te meer, maar ek is 'n baie passionate mens. Jy moet kan sacrifice. Please, en ons sacrifice. Alles wat ons al klaar gehoor het van Roan af die hele seisoen. En al die girls like hom. Hy lyk soos 'n baie aangename ou. Hy weet wie hy is. Soos al die vriendinne approve hom. Ek dink hy's baie nicer as wat ek gedink het hy. Actually is very nice, very nice. Hulle sê hy het 'n sagte hart. Hy het eintlik bietjie van 'n sagte hartjie. Maar hoekom het ons nie dit gesien hierdie seisoen nie? Het hulle daai dele gekat? Soos, hoekom weet ons dit nie? Ek kan baie beslis sien hoekom Charlene van hom hou. Ons kyk of 13 weke na hom en ons kan dit sê nie, maar hulle wat hom ontmoet het vir 5 minute, kan dit sê. Iewers is daar 'n disconnect. Anyways. Roan vertel dan ook baie nice dinge van elke girl vir hulle vriendin. Maar wag, ek dink dit is so Cindy se niggie. Charlene is die mees autentiekste, ek sê dit mees autentiekste reguit mens wie sy is. Bianca is mees grounded, down to earth mens. O, maar actually as hy oor Cindy praat, gebruik hy die woord maar. Maar Wat? Maar Cindy het 'n moerse front ook. Dis haar defense mechanism. Sy het een van die sagste hartjies.
Okay. Is hy vir jou aantreklik? Ja, maar jy mag dit nie vir Cindy sê nie. Ja, hy's aantreklik. Ek's getroud, ek kan net vanaand uitsit. Hy's getroud, maar ja. En dan eventually terug by die top 3 saam met Andries. En Andries basically smeek hulle om nice te wees met Roan. Kyk maar net mooi na hom asseblief. Laat hom wees, laat hy die man wees. Okay. Praat altyd met hom asof jy hom liefhet en asof jy hom gee. Ek voel hy moet dit anders om smeek. Anyways, Die tipe van persoonlikheid waarvan Roan hou is definitief daar. So ek hoop regtig hy maak die regte keuse. raai dan tyd vir die braai. Wil net begin om te sê dankie dat almal hier is. Liefdou, dis vir soeke vrou. Gee die girls tyd. Vra vir hulle wat julle wil. Terwyl vir 'n oomblik vergeet ons kyk op my ys. Toe was ek baie happy. Boeske vrou, ek mis jou. Anyways, so die girls mingle so 'n bietjie met Roan se pelle. Dis lekker om 'n close familie te hê. Nee, die einde van die dag is dit al wat mens het. En Bianca sê dan vir sy sissies, as hy kwaai word hy kwaai. Maar kyk as hy kwaai word, dan word hy kwaai, hoor. En sy sissies is soos, Ja. As hy kwaai word, is dit soos, "O, gatsie." Okay. Dan oor na Charlene en sy maak soos immediately 'n bestie. Ek gaan gym toe wanneer ek 'n gap kry. Ek na my honde. Dis nie jou oefen, jy lekker baie goed. Dankie jy ook. Kon amper sissies gewees het. Wat vir my baie uitgestaan het is die flippin' amazing beautiful vrouens. Roan en sy vriende het totally 'n tipe lyk dit my. Anyways, dan oor na Cindy en ons moes sy het haar bodyguard saamgebring. Wat is dit? My bodyguard. Personal bodyguard. As ons uitgaan, As ons dan is ons uitgaan. mooi. Dank. So ek het ook 2 van my vriende genooi. En Roan sê ja, nee, dit was so lekker om hulle te ontmoet, chom. Ek het 2 van Cindy se mansvriende ontmoet en baie nice ouens. Hulle is obviously baie protective oor haar. Ek is bly Cindy het hulle gebring. Probeer hy nou ons oor het of homself? Ek het dit baie geniet en ek dink hulle is goed vir haar. Hulle kyk mooi na hom. Maar dan kry ons 'n bietjie van 'n insight en ons hoor een van Roan se sissies sê sy hoop hy kies vir Charlene. En as ek nou met dieper delf, sal ek sê Charlene. Eerste keer wat ons actually 'n solid opinie van iemand af hoor. So ja, sy's regtig oulik. En dan later sien ons ook hoe mingle Roan met Cindy se niggie, maar sy gee 'n bietjie van 'n moeilike tyd. Sy is ook spesiaal, dit weet ek. Ja, verseker. Yes, ek en jy gaan 'n lang aand hê, hè? So mekaar goed op weg. I'm here for it, honestly. Ek sien baie uit na dit. Maar dan sê Cindy, Roan het nie eendag met haar daar gepraat nie. Ja, Roan het glad nie met my gepraat nie. Miskien lees ek net te veel in op dit. That's not a good sign. Ek dink as hy 10 sinne met my gepraat het, was dit baie. Of hy wil nie met haar praat nie want hy's bang hy gee weg dat hy haar gaan kies. Of hy praat nie met haar nie want hy kan haar nie meer in die oë kyk nie want hy weet hy gaan haar nie kies nie. Hectic either way. Ek sê seker weet dit emosies is of so net. Maar right, dan is dit die volgende dag. So gisteraand, groot aand gewees, hè? Ja, maar Ons is naby, awesome. is lekker geweest. Ek dink ons het 'n goeie chat gehad. En Roan lyk 'n bietjie broos. So maar kan die frustrasie sien in jou, eerlikwaar. Ja. Of is dit 'n babbelas? Ja, vandag is natuurlik die dag wat almal seker na uitsien. En nou jy skielik sê Roan hy weet nie meer wat hy gaan doen nie. Ja, ek weet nie. Ek weet nie wat ek gaan doen nie. Ekskuus. Ek weet eerlik nie. Ek het gedink ek het weet, maar ek weet nie wat ek gaan doen nie. Ja, regtig, ek weet nie. Ek weet nie wat ek gaan doen nie. As 'n man die oggend wat hy my kies nog confused is hy nie my man nie. Maar dan sê hy nou maar hy het 'n besluit gemaak. Maar ja, ek het 'n besluit gemaak. So kat toe Cindy wat regmaak. Hierdie proses baie meer intens. Hulle almal word geglam. Maar Cindy sê sy voel nie great nie. Ek voel eintlik nie lekker nie. What if it's not me? En ek wil eintlik net vir Cindy ruk en sê, dis jou gut wat vir jou sê. Trust jou gut. Ek dink ek slap panic attack nommer 5 of 6 dalk nou hierso vanoggend. In 'n geval maar die girls lyk hot, hoor. Met die grootste aand van hul reis wat voor, draai die dames na klereontwerper Anel Botha, want vanaand moet hulle perfek lyk. Maar guys, vorige jare was die deel waar huisgenoot daar was en dan doen huisgenoot soos 'n hele cover shoot met hulle van die lead met die 3 girls en dan kom dit op die voorblad van die huisgenoot. Maar huisgenoot wil hulle is nie daar nie. Met goeie rede. Anyway. Ons gaan nou vandag weer ry ons huis toe met al die love songs en al die trane of slaap ons in die honeymoon suite vanaand. So ja, ons hoor weer van die girls af. Bianca sê sy sien regtig was sy saam met hom. Ek kan definitief myself sien so met Roan in die langtermyn.
Charlene sê weer sy hou so klein bietjie terug, Ek gaan nie my mind daar laat gaan nie. Ek wil nie my kop moet weghardloop nie. maar ek dink deep down, obviously, hoop sy ek kies haar. En Cindy sê ook, sy's reg om met Roan te wees. Ek kan sien ons kan werk buite hierdie. Maar sy sê ook, sy het net so gevoel sy weet wat gaan gebeur. Ek het 'n gevoel in my hart wat ek dink gaan gebeur. Ek hoop nie ek's reg nie. Cindy, wat is jou gevoel? Ek voel dit gaan nie ek wees nie. O, okay. Tyd vir hierdie alles om nou finally tot 'n einde toe te kom. Ons gaan nou sien wie gaan Roan kies. Na 'n lang back and forth met myself het ek nou op die einde tot op 'n besluit gekom. So, elke girl kom in een vir een. Nou kyk gewoonlik die girl wat eerste inkom, gaan hy los. En dan die girl wat laaste inkom, gaan hy kies. So, Bianca kom eers in. Natuurlik hoop ek Roan kies my. Maar dan kom Charlene ook in. En Cindy. Dus ek voel mooi. Ek voel ek lyk goed. So, ek het nie idee wat gaan gebeur nou nie, maar Bianca kry eers die nuus. Ek gaan nie lank verduidelik of praat nie. Ek en jy het baie tyd saam spandeer. En hy begin hier om vir haar te sê, hy is lief vir haar. Ek is baie lief vir jou. Baie lief vir jou. What? I mean, dis 'n goeie teken, né? Wag net. Dan is Charlene se beurt en hy sê vir haar, hy's mal oor haar. Ek is mal oor jou, né? Ek beloof jou. En sy tik elke liewe boksie wat hy het. Elke liewe boks as 'n vrou tik jy vir my. Maar dan ewe skielik kat hulle terug na JP en soos a room full of people. Terwyl Roan sy hart volg en sy keuse bekend maak, hou ek die vriende en familie in spanning. Wat nou veronderstel is om Roan se vriende en familie en so te wees, jy weet. Louise Volskenk is daar, Angelique Gerber is daar, Nike is daar, daar's 'n binnelanders akteur. En fun fact, ek was ook genooi actually om so toe te gaan. Maar dit was actually laas jaar 21 September en dit is presies op my man se verjaarsdag en ons het vir hom 'n massive partytjie gereël by die huis. En toe sê ek soos, "Skiesie, maar my man verjaar." So ek gaan so my man geier, crazy. In elk geval, JP begin dan soos om 'n speech te gee en hy raak emosioneel. Jy's ek raak so emosioneel. Maar dan terug by Roan en nou chat hy met Cindy. Hierdie hele ding was vir my 'n eye-opening experience. En vir Cindy sê hy, "Nee, ek is lief vir jou, ek is mal oor jou nie niks nie, né?" Of hulle het dit gekat. Ek gaan nie met jou bullshit nie. Ek gaan nie kort knip nie. Maar hy sê hy moet tog so 'n bietjie aan homself werk. Daar's baie wat ek moet uitsort vir myself. En dat hulle connect op 'n dieper level. Ek en jy is connected en op 'n ander level. Maar hy gaan hom nie kies nie. Ek gaan jou nie vandag kies nie. Okay, maar dis nie net dit nie. Ewe skielik kat hulle terug na Bianca toe en hy kies haar ook nie. Ek kan nie nou vandag 'n besluit maak. Die risk is te groot vir my. Hy sê ook, hy wens daar was meer tyd. Ek moet baie werk aan myself doen. Die tyd is te min vir my. Maar dan weer ewe skielik oor na Charlene. So sy sê ons nie oor, hy moet ons nou kies, né? Nee, hy kies haar ook nie. Ek kan nie wegstap en vir jou gee wat jy nou wil hê nie. Vandag, ek gaan jou nie kies nie. Wat in die f***ness? Maar ek gaan ook niemand kies nie. Hy kies absoluut niemand. Hy kies nie een van hulle nie. In 'n opsig van ek kort tyd. Ek het moerse journey om te stap vir myself. Are you kidding me? Hy sê basically vir elke liewe een van hulle, it's not you, it's me. So obviously, Ek gaan nie net 'n besluit maak om 'n besluit te maak, jy verstaan? Ek's jammer. al die girls is emosioneel, maar Cindy sê sy voel daar's nog 'n kans. Ek's bly om dit anders te kies. Daar's nog 'n kans. Sy gaan haar nommer vir hom gee. Hy kan met haar chat, like, this is not the end of the road. Ek sê my nommer gee, né? En dan dink jy daaroor en dan bel jy my oor 'n paar weke. Maar obviously, Charlene is ontstel. Nie lekker nie, maar ek respekteer dit. Ek dink dit gaan hom mis. Maar haar hart is op 'n goeie plek en haar kop ook, so ek dink sy gaan okay wees. En Bianca is shattered. Ek kon dit nie kyk nie. Sorry. Want jy sien in real time hoe word hierdie vrouens se harte gebreek. Roan raak emosioneel. Hy huil. As ek myself beloof as ek teen hierdie tyd. Natuurlik is dit nie lekker nie. Natuurlik is my hart seer. Ek respekteer sy eerlikheid en sy opregtheid oor dit. So kat dan nou maar terug na die saal half vol mense. Om jou broer te sien so emosioneel deur dinge gaan. It's not easy, but ek dink hy het verskriklik baie geleer. Sorry aan hom of my krietaal. Ek weet daar's onkruid in my taaltuin, maar wat die regtig? Hy het obviously sy keuse gemaak vanaand en ek dink van julle sal my man.
En hulle hoor dan nou ook officially dat Roan loop single hier weg. Op die einde van die dag stap Roan nou nie weg met iemand nie. En dan kom Roan daar aan met die 3 girls wat hy sopas gelos het. So ja, julle ek welkom vir Roan in die top 3. Nou moet hulle daar kom en sê, hi, hallo julle, hoe gaan... Askies? I could never. Ek sou net al sê, peace, bye, kry hierdie fancy rok van my af, gee my 'n tequila shot en mamma kom haal my, asseblief. Maar fyn, kom ons hoor nou maar wat sê die celebs. Ek is bietjie geskok. Ek dink hy het 'n vat hom. Eerder 'n besluit maak soos dit en mense weet vir 'n feit jy trek nie iemand saam nie. So ek dink dit het baie mooi uitgedraai. Ek stem nie saam met jou nie, Nike. En dan om af te sluit, gee Roan soos 'n emosionele thank you message aan die top 3. Aan Charlene, Cindy en Bianca, dankie. Julle het my baie gehelp. Dankie dat julle patient was. Ek hoop nie is die einde van die journey nie. So, okay, is julle reg vir hierdie? My opinie. Eerstens, ek was in skok. I mean, at the bare minimum het ek gedink ek gaan ten minste iemand kies. Nie niemand nie. So ek het gesien 'n paar mense sê dat dankie tog het nie net iemand gekies for the sake of choosing someone nie. Maar dis letterlik die formaat van die show. Dis kind of wat jy moet doen, you know. Ek wens hy het iemand gekies, dit 'n go gegee en ja, okay, maybe werk hulle nie uit nie. Maybe hou hulle net 'n maand. Maar at least kan jy dan sê ons het probeer. Nou, kies jy niemand en ek voel so 'n bietjie dis so half asof hy die deur ooplos vir elke liewe een. Want hy het nie vir hulle gesê ek breek op met jou, ek wil jou nooit weer sien nie. Ek kies nou die en ek's liewer vir die een nie. Hy sê vir hulle elkeen, ek's lief vir jou, ek's mal oor jou. Ons het 'n diep koneksie. So eintlik voel ek hy los so 'n bietjie daai deure oop. So who knows wat toe nou na die tyd gebeur het. Hoopelik sien ons dit by die reunie. Dit lyk juicy. Dink jy Charlene het 'n invloed gehad op die feit dat Roan jou huis toe gestuur het? Ja. Sy praat kak. Ja, maar ja, dit voel vir my soos dit was 'n waste of time. Die feit dat hy gesê het hy moet nog baie aan homself werk en hy's nie reg vir 'n verhouding nie. Hoekom het hy dan ingeskryf vir die show? Dit laat mense dan dink dat hy net ingeskryf het vir die publisiteit, vir die fame. Good for him dat hy dit admit. At least finally vat hy accountability vir iets. Maar ek persoonlik is teleurgesteld. Ek het gehoop op liefde, because ek haat dit om op my eis te vergelyk met boerse vrou. Maar daar's 'n rede hoekom boerse vrou so suksesvol is. Want daar's drama en daar's girls wat fight en daar's mans wat weird is. Maar op die einde van die dag is daar liefde en ons kry 'n happy ending. Maar hier het ons nie 'n happy ending gekry nie. En ek twyfel sterk of ons een gaan kry na die reunie, okay. So ja, ek's gefrustreerd, ek's teleurgestel, ek's nie verbaas nie. Is dit bad dat ek nou wil huil? Dis dan dit vir hierdie episode. Roan stap officially weg met niemand, net met sy boetie. Of sou het julle hierdie memes gesien? Even Roan het dit gereshare, net by the way. By wyn is klaar, so die video is klaar. As julle van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op 'n YouTube channel. En dan sien ek julle volgende keer met nog 'n heel laaste op my Ash recap. Dis dan al van my kant af. Bye!